En ek gaan een naam vanmôre noem, maar ek noem hom 'n Christus, omdat die staat het hom gegryp. Die skole het hom gegryp. Sielkundiges werk met hom, en toe gaan die kerk, en hy gaan vat hande met hierdie besigheid, en die persoon, die betrokkene se naam was Sokrates. Sokrates gewees, die vader van ken jouself. Sokrates berei hierdie ding voor, en alles wat jy en ek vandag van sielkunde af weet, in die psigiese wêreld, is hy die Christus daarvan. En hartseer, die kerk het dit gegryp, en hulle het ingekoop in hierdie stelsel. Skielik toe kry Sokrates 'n revival, en hulle noem dit vernuwing. Sy goed word vandag in skole gepromoveer. Kinders word al van graad 1 af met sy goed, pastoor, maar ek het nog nooit gehoor van Sokrates nie. Man, ons noem hom en ons noem hom in die kerk ook Jesus Christus. En ek gaan dit prakties assosieerbaar maak. Ons het Christus gaan uitbaster met Sokrates, en die twee, Sokrates het 400 jaar voor Christus geleef, en ons het vandag in die kerk, noem ons Jesus, ons noem Christus, ons motivering en preke, haal iets van Jesus uit die Bybel, maar ons kan net sowel gil, ons verkondig die een, Sokrates, wat niemand anders aanbid het, as Zeus, sy 3 seuns, wat die oordeel eendag gaan behartig. Die volg op hierdie oomblik, nadat Sokrates 400 voor Christus, hy boom gaan eet het, sit ek in hierdie week en luister, mense hulle woordeboeke, vir die benoeminge en benamingen, vir sielkundige termes, en goed wat nou aan die gang is, hulle boeke word al hoe dikker, en dikker, en dikker, want jy sien Eva, jy sien Sokrates, terwyl jy by die boom van reëls, van kennis, van goed en kwaad staan, sal jy so min in hierdie lewe, as jy leef, goed sien, jy sal net, kwaad sien, jy sal net vir reëls inbou. Sokrates sê hulle was 'n pro op hierdie gebied. En ons gaan vandag vra, as ons hier uitloop, wie is die God en die Christus wat ek in 'n kerk vandag aanbid? Is ek besig met Jesus Christus, of is ek besig met Sokrates, maar ons noem hom nie soos pastoor hom vanoggend noem nie, ons het hom gaan uitbaster, bokant hom gaan plak, Jesus Christus, en die ergste van alles is, jy sal nie glo nie Christus of Sokrates was materieel nie. Nie een van die twee het die materiële wêreld gepromoveer nie. Die kerk het vandag gegaan, hy het Christus gevat, hom gaan uitbaster met Sokrates, en die psigiese wêreld, die vlees begin promoveer, en die kerk gaan top nog vir Christus en Sokrates, en hy word materialisties, en hy bepaal, jy kan aan Christus of Sokrates wees, Jesus alleenlik bepaal hoe jou finansiële sukses is, hoe jy gesond is, hoe jy lyk aan die kant van die wêreld. Ek wil dit daarom nou 'n lansie breek vir die ellendeling Sokrates, tot hy sou vandag gesê het, wat? Regtig, is dit wat julle in kerk en van die staat en skoolbanke af verkondig? Ek het nie aan dit geglo nie, Christus het dit nie geglo nie, maar die kerk is altyd een voor en een slimmer as die koninkryk, en er is 'n ander slim filosoof, maar ek dank die Here van die Gees, as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in jou woon, dan sal jy vir ewig lewe. Hoor mooi, maar die kerk van God het 'n dubbele spel. Ek dink hy sê in Esegiel, julle sal 'n deur of 'n drempel langs myne bou. Maar die kerk het vir Jesus Christus en vir Sokrates. Jy sien, want wanneer dit my pas, spring ek na die afgode diens van Sokrates toe, want ons moet vra wie hy aanbid, en ek sê weer, hulle het baie afgode gehad, maar die oordeel volgens hulle sou Zeus en sy 3 seuns wees, waar die ewigheid besluite sal hê. Dit wil sê, ons spring, ons glo aan die oordeel, ons glo aan 'n lewe hierna, maar ons glo so Sokrates se gode, wat aan Zeus geglo het, van my psigiese staat, raak nou vir my belangrik, en ons noem dit humanisme, kommunisme, en al
al hierdie ellende en die mens verval weekliks in mekaar en ons wonder, hoekom die selfmoordstatistieke styg, hoekom die egskeidings verstyg, hoekom mense verval, want jy kan nie, halleluja, kerk, jy kan nie die psigiese staat promoveer en verwag dat jy een of ander ordentlike resultaat aan die ander kant gaan kry nie, wat jy wel gaan kry, want God is nie betrokke nie, jy gaan chaos, katastrofe en natuurlik iets 'n multi-billion dollar scheme.